Goeiemôre broeders en susters en kinders, vooraf enkele afkondigings rakende ons erediens. Die kollektes vandag is vir diens van barmhartigheid. By die deure sal dit gaan vir die kerkkas. En dan ook vanoggend is hier etlike besoekers ook van ander gemeentes. Ons weet iets van Kameeldrif, Montana Poort en Rooiwal se lidmate wat saam met ons ook nagmaal gaan vier en ons wil hulle dan ook hartlik daartoe ook uitnooi vanoggend. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het, hy wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van die Here met Psalm 103. Ons sal dit later ook in die nagmaalsformulier hoor, maar ons sing dit vanoggend saam. Loof o my siel en alles wat in my is. Loof, loof die Heer in wie ek van harte bly is. Ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons bly staan, sodat ons geloof ook saam kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons het die Here vanoggend geloof met die woorde: loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. En nou gaan ons luister na die 10 gebooie. En juist dit sê vir ons dat ons anders na die 10 gebooie moet luister. Anders in die opsig dat ons daarna kan luister in dankbaarheid. Omdat ons in dankbaarheid wil leef, volgens dit wat die Here hier ook in die 10 gebooie vir ons sê. Juis omdat ons weet dat ons sonde skuld is vergewe. En daarom as ons vanoggend klaar na die 10 gebooie geluister het, gaan ons staan en dan gaan ons weer die Here loof. Maar dan met vers 3 wat sê, loof hom wat met die goeie jou versadig, jou lewenskrag van niets af begenadig, sodat jou jeug is soos die arends jeug. Die Heer doen reg, hy is die hoogste rigter, vergeld die kwaad en straf die onregsigtiger, maar aan verdruktes skenk hy ruimte en vreug. En daarom dan loof ons die Here vanoggend, omdat ons weet dat dit juis sy goedheid is wat ons ook uit die wet van die Here leer ken, maar ook juis sy goedheid waarmee hy ons begenadig en vir ons die nuwe krag, die lewenskrag van die ewige lewe daardeur skenk, dat ons kan gaan leef en leef soos ons Here Jesus Christus ook geleef het. Kom ons luister na die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 103 vers 3, waarna ons in gebed sal verenig.
Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. O Here, onse God, almagtige Vader, ons dankie dat ons vanoggend ook saam U kan loof en prys, dat ons saam kan bly wees. Bly wees omdat ons U ons Vader kan noem, in en deur ons Here Jesus Christus. Hy wie se kruisdood ons vanoggend ook op 'n besondere manier deur die nagmaal aan herinner sal word. Ons wil vanoggend U dank vir al U goedheid in ons lewens, al U genade en al U liefde. Maar ons wil ook vra dat U deur die verkondiging van die evangelie ons sal leer en sal help om dit ook daagliks in ons lewens te kan raak sien. Daagliks aan U die eer te gee wat U alleen toekom. Ons vra dit want ons bely dit dat ons is sondaar mense. Ons bely dat ons alleen deur U genade lewe. En ons dank U vir alles wat U vir ons gee, na die liggaam en na die gees. Ons dank U dat ons aan U troue Vader sorg op kan dra, hulle wat vanoggend ook weens hulle omstandighede en weens siekte en ouderdom nie hier saam met ons kan wees nie. Ons vra dat U hulle ook in U liefde sal ontvou met die wete daar is niks wat ons van U liefde kan skei nie. Ons bid nie net vir hierdie gemeente nie, maar ons bid ook vandag vir ons broers en susters oor die hele wêreld versprei. En dis ons gebed dat U waar nodig ook deur die Gees die volhardingskrag sal gee, waar nodig ook bekering sal gee. Ja, dat U deur die werking van U Gees en die verkondiging van U woord, U koninkryk oor die wêreld sal dit sigbaar word. Dit bly elke dag ons gebed dat U ons sal verlos van die bose, dat U elkeen van ons sondeskuld sal vergewe. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid hierdie gebed net in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanoggend, broeders en susters, 1 Tessalonisense 5, baie bekende teksgedeelte. Ons gaan saam luister daarvan af vers 12 tot aan die einde van die hoofstuk. En ons kernverse is die woorde wat ons goed ken. Wees altyd bly, bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profesie geringskat skat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Kom ons luister saam vanaf vers 12 tot 28. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid geduldig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie, moenie profesie geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is, bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees
wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan, dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Kom ons antwoord hierop, broeders en susters, met die woorde wat sê, wees altyd bly. Kom ons sing saam Psalm 107, waarin ons ook kan sê, loof God, omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband, waarmee hom geknel het. Ons staan vir die sing daarvan, vers 1 en vers 18, waarna ons sitplekke kan inneem. Vanoggend, broeders en susters, 'n vraag wat iemand ook vir my gevra het, maar 'n belangrike vraag vir elke een van ons wat vanoggend ook hier is om nagmaal te vier. Om by die tafel van die Here Jesus Christus te kom aansit, wetende, hy self is die gasheer wat jou hierheen geroep het. En in die lig daarvan vanoggend dan die vraag, hoe kan ek leer om vinniger raak te sien wat God vir my gedoen het? Ook vanoggend by die nagmaal. Hoe kan ek leer om vinniger in my lewe raak te sien wat Jesus vir my gedoen het? Dus almal het dit al beleef, vir baie lank worstel jy met 'n probleem of vir baie lank gaan die lewe sy gang met jou. Tyd vlieg verby, jare en jare gaan hulle gang en ons raak so vasgevang met die goeters wat met ons gebeur, dat ons nie altyd die hand van die Here daarin kan raak sien. Dan eendag kom jy tot stilstand, raak jy dalk 'n bietjie rustiger en stiller, het jy tyd om te dink aan wat verby is in die verlede, en dan skielik besef jy eers, maar kyk hoe die Here hierdie pad saam met my geloop. Dan sien jy eers raak die hand van die Here in jou lewe. Daarom die vraag vanoggend aan ons, hoe kan ons dit vinniger in ons lewens raak sien? Hoe kan ons, wat vanoggend ook hier gaan sit en nagmaal gebruik, werklik besef dit wat ek beleef? Die antwoord lê in gebed.
Gebed se rol in ons dankbaarheid vir God se genade moet nooit onderskat word nie. As 'n mens weet hoekom ons moet bid, hoe ons moet bid en wat ons moet bid, dan word gebed eintlik vir jou die manier om God se goedheid in jou lewe vinniger raak te sien. So ons eerste punt vanoggend dan, hoekom bid ons? Nou dis baie maklik om te sê, hoekom bid ons, want ons moet. Dis 'n opdrag van God self. Maar waarom hierdie opdrag? Waarom sê die Here vir ons in vers 17, bid gedurig? Want broers en susters, gebed en dankbaarheid loop hand aan hand. Die twee dinge kan jy nooit los van mekaar maak nie. Die een kan nie bestaan sonder die ander nie. Soos 'n ou dominee eendag in 'n preek geskryf het, gedurende gebed versag ons seer kry. En gee vir ons 'n oog om die geestelike weldade wat die Here vir ons gee raak te sien. Dit versag ons seer kry en gee ons 'n oog om die weldade van die Here raak te sien. So gedurende en gereelde gebed leer ons om dankbaar te wees. Daarom bely ons dit self in die Heidelbergse Katekismes, vraag en antwoord 116 om presies te wees, dat gebed is die vernaamste deel, die belangrikste deel van die dankbaarheid wat God van ons vereis. Iemand wat nie bid nie, iemand wat nie gereeld bid nie, kan ook nie dankbaar wees, kan ook nie God se goedheid in ons lewe raak sien nie. Onthou dit, as ek bid, praat ek met God. As ek bid, dan dank ek God vir al die seëninge en al die liefde wat ek van hom ontvang het. So gebed word as te ware die weerklank, daardie ego van God se genade in my lewe. Mens kan dit ook so verduidelik of anders verstaan as 'n ego. Mense wat nie met mekaar praat nie, kan mekaar ook nie ken nie, en mense wat nie met mekaar praat nie, raak van mekaar vervreemd. So as ons nie met God praat nie en hom nie met ons laat praat nie, dan tree daar ook hierdie skeidinge, vervreemding in. Raak dit al moeiliker en moeiliker om sy goedheid in ons lewens raak te sien. Daarom moet ons gedurig met God kommunikeer. Daarom moet ons gedurig bid. Daarom moet ons vir God elke dag dankie sê vir wat hy vir my gedoen het. Dan leer ons om sy goedheid in ons lewens raak te sien. En dis dan die volgende punt. Hoe bid ons? Hoe bid ons? Of dan, as mens dit anders wil vra, hoe moet ons bid om God se goedheid raak te sien? Om 'n oog vir God se goedheid te ontwikkel. Nou ons almal ken ons gebede, ons weet ook hoe mense bid, ons is gelief daarvoor om ons oë te rig op ons daaglikse nood, op die goeders wat nou met my gebeur, op die goeders wat ek nou beleef. En baie keer dan word dit dan maar 'n vraelys en nie meer 'n dankie sê nie. My gebed is meer vra as dankie sê. Ons moet egter mooi kyk na wat Paulus se leringe oor gebed en dankbaarheid is. Hy gebruik die woord gedurig en dan sê hy wees in alle omstandighede dankbaar. Gedurig en in alle omstandighede. Daarmee sê hy vir ons dat omstandighede nie die bepalende moet wees in jou gebede nie. Dit wat met jou gebeur, moenie die bepalende wees van hoe jou gebed gaan lyk nie. Wat moet? Die eer van God moet altyd voorop staan. Wat God is en wat God vir ons gedoen het, moet voorop staan.
Want as ons so leer om te bid, dan ontvang ons daardie oog waarvan die ou dominee gepraat het, om raak te sien dat in alle omstandighede ontbreek dit nooit aan die geestelike en die stoffelike weldade wat ons uit die hand van die Here ontvang nie. Dan gebeur dit so dat wanneer die ellende en die seer en die teëspoed jou die dag oorval, jy anders daarop gaan reageer as wat jy normaalweg sou. In plaas daarvan dat dit jou bang maak, dat dit jou angstig maak, dat dit jou benoud maak, weet jy kan altyd bly wees. Hoekom kan jy bly wees? Want jy weet, maak nie saak wat nou met my gebeur nie, die hand van die Here is nooit te kort om my te help nie. Hy's altyd daar. Jy leer om die goeie wil van God ook in jou lewe raak te sien en jou daarin, die groot woord is te berus. Daardie wete dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Jy weet mos dat God in sy alwetendheid weet ook wat die beste is vir my of vir my geliefdes. Daarom moet jy wel in alle erns vra om die hulp van die Here, maar dan op so 'n manier dat jy dit doen met die erkenning daarvan dat God se wil is die beste. En so geliefdes, groei 'n mens na God toe. Groei 'n mens se gebed uiteindelik en word dit 'n lofprysing in jou gebed. Omdat jou gebed jou stel voor die grootheid van ons goeie God. En so sal dit vanoggend ook by die nagmaalstafel wees. As ons afsluit met die woorde, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. So word jou gebed dan 'n loflied tot eer van God. En so leer die dankbare gebed jou om jou oë nie net op jouself gerig te hou en wat jy dink jy nodig het nie, maar op die Here gerig te hou wat weet wat jy nodig het. Jou oë terug op wat hy doen. En so word jou lewe eintlik dan, jou hele lewe 'n dankgebed, 'n lofsegging tot eer van God, tot eer van sy heilige naam. Ja, as jy gedurig bid, gedurig jou Here voor oë gerig hou, dan sien jy die heerlikheid van God raak, waarby alle heerlikheid van hierdie wêreld heeltemal verdof word. Dan word ons gedagtes, ons woorde, ons dade op dieselfde lyn geplaas, die lyn wat uitloop op eer en heerlikheid van God. En wanneer dit gebeur, dan weet ons ook hoe geweldig groot is die krag wat hy uitoefen in elke een van ons wat in hom glo. En so sal ons leer om die werk van God raak te sien. En dis hoekom die vraag, die laaste vraag, wat bid ons, so 'n belangrike vraag is. Ons het immers 'n groot, 'n ryk, barmhartige God en saligmaker. Nooit kan ons te veel van hom vra of te veel van hom verwag nie. Nooit kan ons vir hom iets vra wat hy nie kan doen nie. Daarom moet ons gebed 'n danksegging wees. Ons begeertes aan God bekend maak in dankbaarheid. Dankbaarheid dat ons weet, hy is by magte om meer te doen as wat ons self kan bid of kan dink. Al ons behoeftes, maak nie saak hoe klein of groot, kan ons aan God opdra in ons gebed, want ons weet, hy is die goeie gewer daarvan. En daarom in my voorspoed, is dit hy wat my die ryke seëninge en die krag en die rykdom en die gesondheid geskenk het. In my teëspoed,
is dit hy wat my vashou, hy wat my die krag gee om deur die beproewing te kom. En daarom as ons kan afsluit, onthou, dis hoe gebed werk. Gebed leer ons om raak te sien wat God vir my gedoen het. Gebed leer ons om te sien wat God vir ons gedoen het. En in hierdie wêreld, kom ons sê dit maar soos dit is, met die voorspoed, met die teëspoed, met sy gejaag, met sy dag tot dag besig wees, gee gedurende gebed vir ons tyd om stil te staan, stil te bly en te dink oor God se goedheid in my lewe. En dan word ons nie vasgevang in dit wat met ons gebeur nie. Dan word ons gelei om die hand van God, die goeie wil van God in alles in my lewe raak te sien. Ons moet nooit gebed se rol in ons dankbaarheid vir God se genade onderskat nie. Amen. Ons gaan nou oorgaan, broeders en susters, tot die viering van die heilige nagmaal. En daarvoor gaan ons eers luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf het. Ek kan maar die knoppie druk. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs hoofstuk 11, vers 23 tot 29. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet hom eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself." Nou om die nagmaal dan reg en troostryk te vier, is dit nodig in die eerste plek om onsself vooraf reg te ondersoek en dan dit tot sy gedagtenis gebruik. Nou weet ons, die ware selfondersoek het dan 3 hoofpunte. Die eerste, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Derdens, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynheriges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog
kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, ons het 'n gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal wanneer hy sê doen dit tot my gedagtenis. Nou, om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld toe gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eintlik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Nou wanneer ons dan so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. Want so leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in geloof te omhels. Want daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam en omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons vanoggend die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood ook mag gedenk. Ons bid U gee deur U Heilige Gees vir ons 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy wederkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem.
Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ek gaan vra dat ons nou staan en dan sing ons saam Skrifberuiming 10:2 die Onse Vader gebed, en terwyl ons dit sing, wil ek vra dat die diakens vir ons die tafel ook gereed kry. Nadat ons dit gesing het, gaan ek vra dat al die lidmate vir ons hier van die voorste rye af in die tafel sal volmaak. So die reëling is van vooraf uit al 3 die bokke uit maak ons die tafel vol. Ons kan die tafel hier van vooraf volmaak. Hierdie kant is nog 'n paar sitplekke. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, verhef u harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk as wat u vanoggend die tekens van die brood en die wyn ontvang.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons wil net hoor die lidmate wat in die banke bedien moet word. Net daar agter julle en hier by Tannie Ina. Daar Tannie Johanna. En Dominee Rasile. Het julle gesien, André? Ja. Kan ons net vir hulle hierdie aan die linkerkant net wys, daar waar hulle moet gaan? Almal in die banke bedien. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 116, ons sing net vers 1, God het ek lief, want die getroue Heer.
kan na vore kom. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkomme versoening van al ons sondes. Kom ons sing saam. Ons sing nou saam vers 2 en vers 3. As mens mooi oplet dan sien jy dit is eintlik een vers die 2 as jy hulle saamvoeg. So ons sing vers 2 en 3 van Psalm 116.
Kan die tafel van agter af volmaak? Is daar nog mense daar agter wat na vore moet kom? Dit lyk nie so nie. Ons net hoor by die diakens of hulle nog moet nagmaal gebruik. Dan kan hulle ook kom. Sê hulle kan kom. Maak ons die tafel vol. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkomme versoening van al ons sondes. Kom ons sing saam vers 4 en vers 5, waarna ons weer ons sitplekke kan gaan inneem. O
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys. Ons doen dit met die woorde van Psalm 103. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor ons. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en mond die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U en ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie vanoggend weer met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun gegee het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. En ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in heerlike gemeenskap met Hom. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 73, die 11de en 12de vers. Wie het ek in die hemel, Heer, wie kan ek nevens U begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde in kan verlustig? Dan die mooi woorde waarmee ons afsluit vanoggend. Maar dis my goed, my salige lot, as ek naby is by my God. Ek het my hoop op God gestel, om al sy werke te vertel. Ons staan vir die sing van die verse, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend na die diens. Die belangrike is, ons wil vanoggend vir Wilna van Aswegen, hulle sit altyd daar agter, gelukwens met haar verjaarsdag, maar ook vir almal wat die res van die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe, en besonder ook om Hannes Wagenaar, hy's ook hier, en hy word 83 eerskomende Vrydag. Dan broeders en susters, enkele reëlings, die nagmaal ete is vanaf 12 uur hier by die kerk. Bring net saam jou eie vleis en eetgerei en jou eie slaai, net een slaaitjie per gesin, maar nie vir meer as wat jy is nie. So as jy 2 mense is, net vir 2, want daar's genoeg vir almal. So onthou dit, van 12 uur af kuier ons lekker saam hier agter onder die bome en op die stoep. So u is welkom daarvoor. Dan die Silwer Krone se byeenkoms Dinsdag 19 Mei, dis eerskomende Dinsdag om 9 uur. Hulle sal ook op die groep waarskynlik vir ons laat weet. So ons vra ook net dat ons daar getalle sal deurgee, DV dan voor môre. Dan die kattebakverkoping is die 30ste Mei, ons net die mense daaraan herinner, en enige iets wat jy graag wil kom verkoop het uit jou kar se kattebak uit. Laat weet net eers vir Suster Riekie dat jy dit wil doen. Dan die Kameeldrifts Damesoggend, kan ons so lank knoop in die oor maak, dis die 22ste Augustus. Dan laaste afkondiging, die Hakens het my mooi kom herinner voor ons die laaste psalm sing. Ons vra net asseblief elkeen wat 'n stoel kan dra, die jonger mense, om asseblief ons te help om net die stoele gou in die konsistorie in te skuif. Baie dankie.